Goeiedag sê familie en vriende, julle is hartlike groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg het ons weer eens. Die Here het ons uitgedra en die Here het ons gespaar. Amen. En ons is in die tyd wat ons vir onsself gaan prepare vir die 2026 se Easter naweek wat voor lê. En daarom wil ek hierdie skrifgedeelte met julle deel en ek wil vandag praat uit die skrif uit wat ons altyd ook bedien, uit die boeke van Handelinge 3 uit. Handelinge 3 vers 5 sê, en hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasarener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys, en hulle het hom herken dat het hy was wat by die skone poort en die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met die verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Ek wil vandag die boodskap titel, hulle gaan jou van ver af sien. Ja, hulle gaan jou van ver af sien. Ons leef in 'n tyd, familie en vriende, wat mense met ek en u 'n pad stap. En wanneer mense voel ons is moeg vir jou, dan drop hulle jou op die pad. En hier lees ons in die boeke van Handelinge 3, hierdie krepelgebore man sit voor die tempel en daagliks sit hulle hom neer voor die tempel en hy verwag net vir 'n almoes. Die Bybel sê dat hierdie man is in sy omstandighede en hy sit voor die tempel. Die Bybel sê op die uur van gebed. Het baie verby hierdie man beweeg van, hulle was selfsugtig en het vir hulle self gesê dat die Here is net daar vir mense wat nie probleme het nie. En hulle was hoogmoedig en hulle het verby die man beweeg. Dese tyd, familie en vriende, wat ons moet verstaan, dat ons leef in 'n tyd, familie en vriende, waar ons nie net kan kergo om te dink dat kergo gaan maak dat mense se lewens gaan verander. Ons leef in 'n tyd, familie en vriende, waar ons moet gaan practice wat ons preach. En ek kyk van my wat in Saldanha is en ek sien vir jare het ek gefokus om te preek, om mense na die Here toe te lei. En ons het baie dit kry ons reg met die hulp van die Here ons gebruik om mense na die Here toe te lei, deur middel van preek. Maar die Here wil hê ons moet in die jaar 2026 moet ons practice wat ons preek. Ons kan nie net sê ons doen dinge in die woorde nie, maar ons daad is nie daar nie. En ek wil vandag met iemand praat wat vandag luister na die boodskap. Want die Bybel sê, en hulle het hierdie verlamde man van ver af raak gesien. Hulle die man onthou as 'n krepelgebore man. Die ding is, die mense label jou. Mense sit labels op jou, van mense wil jou verlede teen jou hou. Maar wanneer jy 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus aangeknoop het en jy 'n verhouding met die Here wat jy bou, gaan mense verwag, hulle moet jou nog sien soos hulle jou gister gesien het. Maar die Here is besig om dinge te verander in die Weskus spesifiek ook waar ons bly, want ons fokus nie net weer op die mic in ons hand nie. 'n ander pastoor vra vir my eentyd, hy sê, Evangelis Nathan, ek het gewonder, waar is u? Van ons sien jou nie meer op jou livestreams, op jou Facebook page, jy's nie meer live nie.
Die gees van die Here het met my gepraat oor 2026, jy moet 'n dader word van dit wat jy preek. Weet u hoe baie meer mense bereik ek? Nie wanneer ek 'n mic in my hand het en wanneer ek op my Facebook page is nie, maar wanneer ek uitreik na so 'n persoon toe. Ek het gesê in die vorige boodskap het ek dit genoem. Terwyl ek ingaan by Spar, is daar 'n ouetjie wat op die straat woon. Hy bly op straat, hy het nie herberg nie. Hy reik uit na my toe en hy vra vir my, Evangelis Nathan, kan ek jou 'n vraag vra? Maar hulle aan die buitekant voel so verwerp. Hulle voel soos die man wat gelê het by daar, wat daar gelê het, voel hulle verwerp. Hy man het verwerp gevoel. En hy het gedink as hy net 'n almos kan kry om net te gaan, deur die dag van môre gaan hy weer by dieselfde plek lê. En omdat ons is veronderstel om die liefde van die Here uit te beeld aan mense aan die buitekant. Daardie man reik uit na my toe en hy vra, kan hy my 'n vraag vra? Wat vir my so hartseer was, nadat ek vir hom sê, is reg, u kan my 'n vraag vra, 100%. Sy tweede woorde wat hy aan my sê, sy tweede sin is, Evangelis Nathan, ek wil nie geld vra nie. Dit wys vir my, ek en u het so hoogmoedig begin word op die pad van die Here en ons kry ons eie klikkie en ons vergeet van hulle wat op die straat is. En hy sê vir my, Evangelis Nathan, ek wil net graag hê, u moet vir my 'n gebed doen. Hulle is al so gewoond aan teleurstellings wat hulle kry op die pad. Mense wat hulle verwerp op die pad. Dis presies hoe hierdie man gevoel het, wat gevra het vir 'n almos. En baie het hulle neeste opgetrek en het vir hulle self gesê, maar die Here het my gered vir myself. En hulle het nie agtergekom dat hierdie man het eintlik hulp nodig. En ek wil hê ons moet die jaar gebruik maak van dit om hulle wat op strate is te gaan bereik. En die Bybel sê hulle vat hierdie verlamde man aan sy regterhand. En die eerste ding is wat hierdie verlamde man doen, toe hy die Here in sy lewe aanneem en agterkom 'n wonderwerk het plaasgevind in sy lewe, het hy agtergekom en vir homself gesê, die is nie nou 'n tyd om hoogmoedig te raak nie. Die is nie nou 'n tyd om af te gaan show nie. Die is 'n tyd om hulle in die tempel te gaan bereik. Die man vir wie hulle elke dag moes 'n almos gee, vir wie hulle verby gekyk het die Here gekom vir hy een verlore siel. En die Here het seker gemaak, hulle wat verby hom stap, herken hom van ver af. Van hulle vra, is dit dan nie hy wat by die tempelpoort gesit het nie? En hulle het hom van ver af herken. Wat Suid-Afrika nodig het, meneer en mevrou, is nie net campaigns op campaigns, concerts op concerts waar ons 200, 300 rand betaal om net 'n lekker gevoel te kry nie. Wat Suid-Afrika nodig het, is 'n man of 'n vrou wat uitgaan strate toe en iemand gaan vertel dat die Here het jou lief en die Here het 'n plan met jou lewe en jou toekoms is blink. Jy het 'n versekerde toekoms. Jy het al gesien hoeveel campaigns het ons al gedoen in Suid-Afrika en daar gaan nog altyd mense dood sonder die Here en die gangsterisme gebeur, die drugs gaan nog altyd dit increase in ons land en kom ons probeer die jaar 2026 om daders te word van die woord. Van Petrus en Johannes het gesê, dis nou tyd om daders te word. En hulle het besluit, hulle reik uit na 'n verlamde man toe. Ek wil jou vandag bemoedig, meneer en mevrou. Ek wil jou sê, die is die tyd om uit te reik. En ek wil afsluit, familie en vriende, en die apostel sê, Evangelis Nathan, ons sien jou nêrens nie. Die jaar 2025 het jy beweeg met jou midweekdienste.
En ek sê apostel wat die Here nou doen in die seisoen, as die Here wil hê ons moet practice wat ons preach. Weet u julle hoe baie mense het ons nou al bereik vir die Here sonder campaigns, net deur uit te gaan en hulle aan die buitekant gaan vertel dat die Here het hulle lief. Wat gebeur is, mense wil hoor in die kerke dat die Here hulle lief het. En is baie makliker vir my om in 'n kerk te sê en agter 'n preekstoel te sê dat die Here het jou lief, as om uit te reik na iemand toe wat op die straat is en te sê dat die Here het jou lief. Ek wil afsluit deur jou te sê, en hulle sal jou van ver af sien. Daar's altyd 'n before en daar's altyd 'n after picture. En ek beloof jou, wanneer jy uitreik na iemand toe wat hulp nodig het, en jy vertel hom van die liefde van die Here, jy het nie eers nodig om hom te vertel van die liefde van die Here nie. Net jou uitreiking na hom toe, of na haar toe, gaan maak dat hulle sien dat die Here lewe. Deur jou, die Here gee jou 'n tweede kans. Hulle het gedink, ek gaan dit nie maak nie. Hulle het gedink in die lewe ook, ek gaan dit nie maak nie. Kyk waar is ek vandag. En hulle het my van ver af herken. En hulle het vir hulle self gesê, hoe is dit moontlik dat Evangelis Nathan is waar hy is? Van die geheim is, ek het die liefde van die Here aanvaar in my lewe, sodat ek die goedheid van God kan ervaar in my lewe. Is nie jou werke wat vir jou 'n beter mens maak nie. Is jou verhouding met die Here Jesus Christus wat jy moet hê. En hulle die verlamde man van ver af gesien, en hulle het hom herken. En daarom wil ek vir jou sê, die Here gaan seker maak, ek maak dit los oor Suid-Afrika, dat elke hoogmoed sal val in ons land, dat ons nederig sal raak, en soos die Here gewys het, om nederig te raak. Laat ons minder campaigns hou, om die dorp te wen vir die Here, maar laat ons meer uitgaan, om self 'n hand uit te gaan steek, aan hulle wat hulp nodig het. Want toe ons verlore was, toe stuur God 'n hand uit, en hy gee sy seun Jesus, om aan die kruis te sterwe, vir ek en u. Die Here seën ons, die Here versterk ons, die Here is aan jou kant. Ek sluit af, en hulle sal jou van ver af sien. Hulle gaan dink jy's nog op jou plek, dan is jy lankal nie meer op die plek nie. Want ek het agtergekom, Evangelis Nathan Besaidnout, jy kan baie meer bereik, as jou hand uitsteek, na hulle toe, wat hulp nodig het, as om in 'n kerk te wees, 'n mic in my hand te hê, en te vertel van die liefde van die Here. Practice what you preach. Die Here seën jou, Evangelis Nathan Besaidnout. Amen.